Die Bybel gee eintlik vir ons sy eenvoudige antwoord. Die Bybel sê die oorsaak is sonde. Sonde maak dat ons doodgaan in ons binneste. Sonde maak dat ons nie die mens is wat die Here wil hê ons moet wees nie. Nou wat is sonde? As ons dink aan sonde, dan dink ons baie keer aan 'n paar geïsoleerde dade. Ons dink aan vloek, naam van die Here uitelik gebruik, steel, ander mense se goed te vat wat nie aan jou behoort nie, om moord te pleeg. Ons dink aan sonde as verkeerde dinge. Maar sonde is meer as dit. Hierdie dinge wat ek genoem het, vloek, steel, moord, is eintlik simptome van iets diepers. Kyk, in die winter is ons geneig om ons neuse begin te loop. En ons kry kopsere. Dan gaan ons na die dokter toe en sê, dokter, daar's iets fout met my, en my neus loop en my kop is seer, en dan sê die dokter, jy het griep. Kopseer en 'n neusloop is 'n simptoom van iets anderster. Dis 'n simptoom dat jy aan griep ly. Vloek, steel, moord en soortgelyke dinge, 'n simptoom dat daar iets diepers fout is in jou lewe. En wat is die fout? Die fout is dat jy weg van die Here afgedryf het. Dat jy besig is om jou eie pad te loop. Sonde is ten diepste nie badness nie. Sonde is ten diepste awareness. Sonde is ten diepste nie dat jy verkeerde dinge doen nie. Sonde is ten diepste dat jy wegdryf van die Here af en jou eie pad loop. Dis ten diepste wat sonde is. Sonde beteken dat jy self die God van jou eie lewe wil wees en self oor jou lewe wil besluit. Maar sonde, sê die Nuwe Testament, is 'n bose mag. Dis 'n monster wat jou lewe dikteer en manipuleer. Dis 'n monster wat saam met jou gaan elke dag en vir jou voorskryf wat jy moet doen in die lewe. In die Bybel is baie duidelik, teen hierdie mag het ons nie 'n verweer nie. Ons kan niks doen aan hierdie mag nie. Hy's te sterk vir ons. Wat is die antwoord? Wat is die antwoord op hierdie doodsheid wat 'n mens baie keer in jou binneste kan ervaar? Wat is die antwoord op die sonde wat soos 'n monster ons lewens wil beheer? Die genade van die Here Jesus Christus. Nou ons praat baie keer oor die genade van God. En baie keer dink ek, verstaan ons nie wat ons sê nie. Wat beteken die genade van God? As ons die woordjie genade gebruik, dan sê ons, God is 'n oorvloedige gewer. God is 'n uitdeler van presente. God gee presente uit. En dis waaroor ons hierdie Pinkstertyd gaan praat. God se genade. Hy's die oorvloedige uitgewer van presente. Wat is kenmerkend van God se genade? Wat is die kenmerkende eienskap van God as hy presente uitgee? Hy gee anders presente uit as wat ons presente uitgee. Dink jy aan Kersfees? Aan wie gee jy presente uit? Jy gee nie vir almal presente uit nie. Jy gee vir sekere mense presente uit. Vir mense vir wie jy liefhet, mense wat naby aan jou is, mense wat miskien vir jou werk. Jy gee vir sekere mense geskenke uit. En God wat die gewer is van geskenke,
Die Bybel is baie duidelik. God gee geskenke of hy wil geskenke uitdeel aan alle mense. Ongeag van jou status in die samelewing, ongeag van jou geleerdheid, ongeag van die posisie wat jy beklee op enige ander plek, ongeag van die manier waarop jou lewe, wil God geskenke gee aan alle mense. Eerste kenmerk van God se genade, hy gee geskenke uit aan alle mense. Hy wil geskenke gee aan alle mense, ook vir jou en vir my. Tweede kenmerk van God se genade, hy gee geskenke uit aan mense wat dit nie verdien nie. Ek en jy gee geskenke uit aan mense wat vir ons goed is, aan mense wat vir ons 'n guns gedoen het, aan mense wat 'n klip uit ons pad gerol het. God gee geskenke uit aan mense wat dit nie verdien nie. Hy gee geskenke uit aan sondaar mense. Hy gee geskenke uit aan mense wat vir hom niks terug kan gee nie. Want ek en jy, wat sy geskenke nodig het niks om vir hom terug te gee nie. Want die Bybel sê vir ons, daar is niemand wat goed is nie, selfs nie een nie. Ons beste werke is met sonde bevlek. Gedurende my opleiding as predikant was ek in Zimbabwe gewees om daar prakties te doen. En daardie jaar het jy R1.20 betaal vir 'n Zimbabwese dollar. Hulle geldeenheid was sterker as ons rand. Vandag beteken dit niks nie. Jy kan 1 miljoen Zimbabwese dollar hê en skaars 'n brood koop. Beteken niks nie. So is ons goeie werke niks werd nie. Maar is met sonde bevlek. Hoor jy iets van God se genade? Hy is 'n oorvloedige gewer. Hy wil vir ons gee. Aan alle mense. Vir jou en vir my. Aan mense wat dit nie verdien nie. Nou wat is die inhoud van God se genade? Watter persente wil hy vir ons gee? 'n Mooi storie, 'n aangrypende storie. Ek hoor van 'n vrou wat in 'n huurhuis gebly het. Sy was baie arm gewees en sy kon skaars die huurgeld betaal vir die huis. Sy was altyd agter. En op 'n keer het die eienaar van die huis na haar toe gekom en gesê, mevrou, ek is nou moeg en sat oor die manier waarop jy betaal. Ek kom môre, en as jy nie betaal nie, is jy uit. Is jy uit die huis uit. Sy het so geskrik, dat sy gaan wegkruip het in die bos. Want sy het besef, sy het nie geld om te betaal nie. En sy wil nie graag uit die huis uitgaan nie, want sy het geen ander woonplek gehad nie. Terwyl sy in die huis weggekruip het iemand van die kerk waarin sy behoort daar opgespoor, in die bos, vir haar gevra, mevrou, hoekom kruip jy hier weg? En toe kom sy met die patats na vore toe en sê, meneer, ek is gedreig, ek gaan uit die huis gesit word as ek nie kan betaal nie, en ek kan nie betaal nie. En toe sê die lid van die gemeente, mevrou, ons het in die gemeente gehoor van jou dilemma. En ons het na die eienaar van die huis toe gegaan en vir hom gesê, ons betaal haar huishuur tot die dag van haar dood. Hier is die geld. Jou huishuur is betaal tot die dag van jou dood, jy kan huis toe gaan. Dis wat God vir ons sê. Sy genade inhoud beteken dat hy vir ons sê, mense, ek het julle sondes vergewe in die verlede, hede en die toekoms.
Ek wil vir julle die ewige lewe verniet gee. Wat my aanbetref, vergewe ek julle van al julle sondes. Skenk ek vir julle 'n nuwe lewe. Skenk ek my Heilige Gees vir julle, om vir julle te help, om soos nuwe mense te lewe. Dis wat die genade van God beteken. God se genade beteken, hy gee vir ons 'n nuwe kans. Hy gee vir ons 'n nuwe identiteit. Hy aanvaar ons as sy kinders, alhoewel ons dit nie verdien nie. Nou kan jy vir my sê, dominee, hoe kom God na ons toe en hoe bied hy sy genade aan ons? Die dag toe jy gedoop is, het die Here na jou toe gekom en vir jou gesê, die water van die doop is my belofte aan jou, dat ek genade aan jou wil bewys. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne, en net so seker as wat jy die water sien, net so seker kan jy weet, dat Christus vir jou gesterwe het, en dat ek jou vergewe van al jou sondes, net so seker soos jy die water sien, net so seker kan jy weet, dat ek jou wil aanvaar as my kind, dat ek jou wil nuut maak, dat ek met my gees in jou lewe wil kom bly. Maar nie verkeerd verstaan nie. Die doop red 'n mens nie. Maar deur die woord, deur die doop kom God na ons toe en hy sê vir ons, ek bied my genade aan jou. Ek wil dit vir jou gee. Ek wil hê dat jy in jou lewe moet ervaar. Ek wil vir jou hoop gee. Maar deur die doop roep God ook vir ons op, om dit wat hy vir ons gee, of wil gee, te aanvaar. Om te sê, Here, dankie, ek vat dit, en ek wil vir u lewe. Ek wil lewe soos 'n mens, wat vergewe is. Ek wil lewe soos 'n mens, wat 'n nuwe lewe ontvang het. Help my deur die Gees om dit te doen. Jy vra, hoe doen 'n mens dit? Wat is nodig om God se genade geskenk te ontvang? Het 'n mens 'n dag en 'n datum nodig, waarop jy tot bekering kom? Het 'n mens 'n dag en 'n datum nodig, wat 'n mens kan sê, op hierdie dag het ek God se genade ontvang? In die Bybel lees ons van 2 soorte bekerings. In die Ou Testament lees ons van gelowige mense, wat God se beloftes hoor. Hulle laat hulle kindjies besny, en hulle maak hulle kinders groot in die vrese van die Here. En mettertyd groei die kinders op, en groei hulle in die genade van die Here in. Dis moontlik dat jy as kind gedoop is, en dat die Here aan jou 'n belofte gemaak het, hy wil jou God wees, en dat jy groot geword het met die dinge van die Here. As iemand vir jou vra, wanneer het jy tot bekering gekom, dat jy sê, weet jy, ek kan nie vir jou dag en 'n datum aanwys nie, maar ek kan vir jou sê, dat Jesus Christus my verlosser en my saligmaker is. My enigste troos in lewe en sterwe is dat ek nie aan myself behoort nie, maar aan Jesus Christus behoort. Daar is sekere mense wat geleidelik ingroei en tot besef kom dat ek God se genade nodig het. Hulle het nie 'n dag en 'n datum nie, maar hulle kan vir jou sê, ek behoort aan die Here. Dis net soos die son opkom. Dis nie donker en dan lig nie. Mettertyd word dit lig. En so gebeur dat baie van ons lidmate in ons kerk groot word met die dinge van die Here. Hulle groei in die dinge van die Here in. En hulle kom by 'n punt
waar hulle kan sê, ek behoort aan die Here, Jesus Christus is my verlosser en saligmaker. En as jy vir hom vra, maar jy moet 'n dag hê waarop jy tot bekering kom, sal hy vir jou sê, goed, as ek 'n dag moet hê vandag. Want elke dag kom ek tot bekering. Elke dag breek ek met dinge wat verkeerd is in my lewe. Elke dag trek ek die ou klere van my lewe uit. En elke dag trek ek Christus aan en vra ek die Heilige Gees om vir my 'n nuwe mens te maak. Dis een soort bekering. Maar daar's 'n ander soort bekering. En ons lees hiervan in die Nuwe Testament van heidene wat Christene geword het. Hulle het afgode aanbid. Dan hoor hulle die evangelie en dan los hulle die afgode en aanvaar hulle Jesus Christus as hulle verlosser en saligmaker. Hulle het 'n dag en 'n datum waarop hulle tot bekering gekom het, waar hulle rug gedraai het op die afgode en gesê het, nou wil ek 'n volgeling van Christus word. Sulke mense het 'n bekeringsdag nodig en het 'n bekeringsdag. Maar weet jy, dis ook moontlik dat jy hier by die doopvont gedoop kan word. En dat jy nie groot word in die vrese van die Here nie. Of dat jy groot word in die vrese van die Here, dat jy self kategese bywoon en self belydenis van geloof aflê. En dan as jy op universiteit kom, jou rug op die Here draai en begin te lewe soos 'n heiden. Dis gedoopte heiden. Sulke mense het 'n dag en 'n datum nodig waar hulle sê, Here, ekskuus, U het gesê, U wil vir genade aan my bewys. Ek het my rug op U gedraai. Ek draai nou om. Ek aanvaar U genade en ek wil vir U lewe. Is dit in jou lewe die geval? Dat jy 'n gedoopte lidmaat is? Dat jy groot geword het met die Here? Maar dat jy op een of ander tyd in jou lewe jou rug op die Here gedraai het en jou eie pad begin loop het. Dan het jy 'n dag en 'n datum nodig om tot bekering te kom. Maar weet jy, ons lees in die Bybel van 'n tweede soort mense wat gedoop is, wat tot bekering moet kom. Paulus is vir ons 'n voorbeeld daarvan. Paulus was 'n vrome mens. Hy het die Bybel geken. Hy het geglo hy doen die dinge van die Here. En wat was sy fout? Sy fout was dat hy op sy goeie werke gesteun het. Dat hy nie besef het dat hy God se genade nodig het nie. Hy het nie besef dat hy vir Jesus nodig het om vir hom die pad oop te maak na God toe nie. En dan gebeur dit op die Damaskuspad waar hy die Here Jesus ontmoet het. Daar het hy 'n dag en 'n datum in sy lewe gehad waarop hy kind van God word. Is dit in jou lewe die geval? Jy's 'n goeie mens. Jy kom kerk toe, jy lees Bybel, jy bid. Jy gee self vir die dominee koekies as hy kom kuier. Maar jy vertrou op jou goeie werke. Jy dink dat jy in die hemel toegelaat sal word omdat jy goeie dinge doen. Dan het jy bekering nodig. Want jou goeie werke is nie genoegsaam om jou in die hemel te kry nie. Die enigste manier waarop ons God se kind kan word, as ons besef, ons het God se genade nodig. Die enigste manier waarop ons kinders van God kan word, is om te sê, Here Jesus, ek ontvang U genade geskenk. Ek aanvaar U as my verlosser en saligmaker. Ek wil vir U lewe.
Is dit in jou lewe die geval? Dat jy 'n dag en 'n datum nodig het om vir die Here te sê, Here, hier is my lewe. Ek gaan nie meer op myself vertrou nie. Ek gaan net op U vertrou. Liewe gemeente, wat sê ons vanoggend? Ons sê vanoggend dat die Heilige Gees gekom het om hierdie doodsheid wat ons baie keer in ons lewens ervaar weg te vat. Want hy het gekom om vir ons die vrymoedigheid te gee dat ons vir God kan sê, Vader, Abba Vader, my Vader, Papi. Die Heilige Gees wil vir ons help om te besef dat ons in Christus 'n nuwe identiteit ontvang het. As ek myself wil verstaan, moet ek nie meer in die spieël kyk na my en myself raak sien en my identiteit vorm op grond van my prestasies en my goeie werke nie. Ek moet na die beeld van Christus kyk soos dit in die Bybel vir ons geteken word. En ek moet besef my identiteit word gebou op Christus en my verbinding met Christus. Hoe kyk God na ons? Hy kyk deur Christus na ons. En as hy deur Christus na ons kyk, as ons aan Christus verbind is, sien hy dat sy bloed ons sonde bedek. Hy sien dat Christus se goeie werke op ons rekening geplaas word. En omdat hy met Christus tevrede is en was, toe hy hier op aarde is, sal God ook met my tevrede wees as ek aan Christus vashou. My enigste hoop in lewe en sterwe is dat ek nie aan myself behoort nie, maar aan Jesus Christus behoort. Jy sê vir my dominee, ek het die Here Jesus Christus as my persoonlike saligmaker aanvaar. Maar ek voel nie soos 'n kind van die Here nie. Ek twyfel baie keer. Onthou wat gebeur het die dag met jou doop. Daar het God aan jou 'n belofte gemaak en het hy vir jou gesê, ek wil jou God wees. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Dis God se belofte aan jou. Dit gaan nie oor gevoelens nie, dit gaan oor God se belofte aan jou. Vat dit, hou vas daaraan en begin om vandag vir die Here te loof en te dank vir sy belofte. En begin vir die Heilige Gees te vra om vir jou te help om te lewe soos 'n kind van God. Jy sê vir my dominee, op 'n tyd in my lewe was ek by 'n CSV kamp en het ek my lewe vir Christus gegee, maar ek lewe nie soos 'n kind van die Here nie. Wat nou? Onthou wat God by die doopvont vir jou gesê het. Hy wil jou God wees. Jy het nou 'n bekering nodig. Jy het nodig om jou rug te draai op jou verkeerde leefwyse en vir die Here te sê, Here, ek wil nie so wees nie. Ek wil my doopsbelofte uitlewe. Ek wil 'n kind wees. God wil in hierdie week van Pinkster vir ons duidelik kom maak dat hy 'n God is wat genade geskenk aan ons wil uitdeel. Hoe gaan jy daarop reageer? Amen. Kom ons gee 'n paar oomblikke van stil gebed.
O Heilige Gees, lewegewende lewe, bron van alles wat bestaan, bevry ons van alles wat skeiding maak tussen ons en U, suiwer ons, en help ons om die genadige geskenke wat Christus vir ons verdien het aan die kruis, vir onsself te aanvaar. Verkoop ons met 'n nuwe lewe en help ons om daarvolgens te lewe. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan nou